vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loop hier, en antwoord op sy groetseën, ons sit in Psalm 89. Psalm 89, waarvan gaan ons saam sing, die eerste en die 6de vers. Vers 6, hoe salig is die volk wat luister na die woord. Psalm 89, vers 1 en 6, en daarom bly ons saam, as ons geloof saam gaan bely. En ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewe maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit
En hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het met die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bediening. Amen. Ons gaan nou saam lees die Here se wet uit Eksodus 20. Lees ook vir ons 2 verse uit Johannes 12. Johannes 12 lees uit vers 47 en 48. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel nie, want ek nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar die wêreld te red. Die my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat ons oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal oordeel in die laaste dag. Al die klem op die woord wat ons daar lees, hierdie woord wat ons ook nou saam lees, maar ook hierdie wet van Eksodus 20, word Jesus Christus aan ons geopenbaar. Dis die een wat hierdie wet doen het in ons plek. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land en die slawehuis uitgelei. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal nie wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraft laat bly. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei aan jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienstknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar gered mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Antwoord as ons van 38, waarvan sê ons vers 15, 16 en 17. In vers 16, die wat goed vergeld met boosheid en goddeloosheid, hulle word groot en sterk in mag, hulle ontsluit al van my weer, hulle staan my teen, omdat ek die wet betrag. Oor die betrag beteken wat ek die Here se wet beskou of kyk of sal ek sê in ag neem. Dis wat die woord betrag beteken. Omdat ek die Here se wet in ag neem. Waarom staan hulle op die Psalm 38, vers 15, 16 en 17 en daarna gaan ons saam. Oh
hoor die roepstem van 'n leier oor bevryding. Sal altyd uitbou hê. Tot U so mag ken vanuit die woord. Dis vir ons liefde, Here. Ons mag weet dat U een is wat ons altyd uit wil red. So openbaar U self aan ons in die woord. U kan nie net nie, want U is almagtig, maar U wil. Het selfs die enigste seun, die Here Jesus Christus gestuur. Hy het die vloekdood gelei. U wil Uself verheerlik en U wil ons verlos. Ons loof U en ons prys U naam, dat ons U so mag ontmoet hier in die erediens. En ons self is ons geensins waardig. Ons het ook gesing hier dat ons sondes bely. Ons is swak, Here. Soos ons ook ons Sondag terug gehoor het, dien ons om op die ashoop gegooi te word en daar gelos te word. Dis hoe ons onsself is voor U. Ons krag en ons mag, ons heerlikheid en ons waarde, dis nie enigszins in onsself te vind nie, maar in U alleen. U het groot dinge aan ons gedoen, Here. Ons wil U daarvoor dank en loof. Vergewe tog ons sondes, waarmee ons skuld net elke dag weer meer en meer en groter maak. Mag ons dit ken, ons sondes skuld en ons sondes. Ons so baie sondes wat ons doen, wat ons nie eens weet ons doen nie. Mag ons dit ken. Bekeer ons aan Here, sodat ons kan bekeer. Bewaar Uself van ons hier deur die woord, mag die woord met ons spreek, wil U met ons saam wees hier. Dis nie erediens, Here. Mag dit so wees. Mag dit nie erediens hierdie wees, waar U voorgaan met die woord, maar U kragtig werk deur die Gees. Breek Uself die woord vir ons ook. Gee wat nodig is, sodat dit ook mag geskied. Sodat U naam groot gemaak mag word. Nie net hier in die erediens, maar in ons lewens ook elke dag buite, ook in hierdie dorp, ook in ons land, reg oor die wêreld. Ons bid en ons vra dit in ons Here Jesus Christus, ons Verlosser se naam. Amen. Voordat ons gaan saam lees in die Here se woord van ons gesin skrifbrei 34. Dit is die nuwe nommer van die skrifbrei vir 2-2. Skrifbrei 34, opskrif van die skrifbrei is die Here is God. Die nuwe nommer hiervan is 2-2. Skrifbrei 2-2, ou nommer skrifbrei 34. Ons sing hier van vers 1 en vers 2. Vers 2, stuur God ons sy bevrydingswoord. Bring dan die hemel wolke voor, waar dit soos reënstrale geregtigheid van U kom sit. Die wat daarop volg. Yeah.
Ons sal lees in die Here se woord uit Lukas hoofstuk 24. Ons sal lees vanaf vers 13. Die evangelie volgens Lukas beskrywe. Ons lees van hoofstuk 24 vanaf vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. Terwyl hulle praat en mekaar oor vra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? Die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae waarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareër wat 'n profeet was, kragtig in woord en werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig. En ons het gehoop dat hy was, Israel se verlos. Maar nou is dit vandag, weet dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Sommige van die wat saam met ons was, het aan die graf gegaan en het net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus die hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Maar kom hulle naby die dorp waarheen hy op reis was, en hy het gemaak dat hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag het gedaal. Hy het ingegaan, waar hy het bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe sy oog geopen en hulle het hom herken, en hy het hulle gesig verdooi. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgeleer. Toe staan hulle dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hulle bekend geword het met die breking van die brood. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe hulle verskrik en baie bang geword het, gemeen dat hulle 'n gees sien. Hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Waarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningbrood. En hy het geneem voor hulle oë geneem. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy verstand om die skrifte te verstaan. Hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly op die 3de dag en die Jode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Kyk, ek
stuur die belofte van my Vader op julle. En julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou vers 25 tot 27, en hy sê vir hulle oor onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christen hierdie dinge lei in sy heerlikheid uitgaan nie. En hy begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelei en al die skrif en die dinge wat op hom betrek het. Dan moet vers 32. En hulle sê vir mekaar, as ons hart nie brandende in ons, hy het ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgeleer. Liefde broer en suster in ons Here Jesus Christus, hoekom lees ons Bybel? Is jou Bybel jou brood en jou botter elke dag, 'n absolute noodsaaklikheid vir jou lewe elke dag? Dalk is Bybel lees vir jou 'n gewoonte wat jy probeer om mee te volhard, is moeilik en party dae het jy nie die krag nie, maar jy probeer volhard om die Bybel te lees gereeld. Of dalk lees jy eintlik wat nie meer jou Bybel nie. Jy het nie eintlik tyd nie, jy het nie eintlik rus nie, en bodem is dit ook nog moeilik om te verstaan. Dink jy geliefdes sal jou lewe wees as iemand vandag jou Bybel wegvat en vir die res van jou dae hier op hierdie aarde mag kan jy nooit weer Bybel lees nie. Hoekom is die woord van die Here nie meer vir ons lewendig nie? Hoekom maak my Bybelse woorde nie meer my hart warm nie? Die vraag en gedagte, so lees ons dan van twee manne. Ons lees in vers 13 dat hierdie twee manne op pad was na Emmaus. Lukas skryf deur die Heilige Gees geïnspireer natuurlik in vers 13 dat hierdie gebeure op dieselfde dag van die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Verder doen Lukas ook pertinent die afstand hier 12 km. 12 km ongeveer. Later hier aan die einde sal ons die belang hiervan besef, want ons wil eens verder, hierdie manne stap na Emmaus. Toen die lig van vers 28 en 29 waar hulle die Here Jesus Christus nooi by hulle om eet, kan ons bes moet ek aan dat hulle op pad is terug huis toe. Nou nie so dat daar 'n vreemdeling is wat by hulle aansluit. Ons weet nou wat hierdie lees, ons weet nou is die Here Jesus Christus wat by hulle aangesluit, maar hulle het nie geweet nie. Vers 16 lees daar pertinent dat hulle oor verhinder is om die Here Jesus Christus te herken. Hoekom sal dit wees? Die oogaflik het ons weet. Ons kom 'n bietjie later weer hierna toe terug. Waarskynlik is hulle op pad huis toe. Dan begin hierdie vreemdeling met hulle te praat. Vra hy vir hulle, maar waaroor praat julle? Nou lees ons in vers 17 dat hulle somber gesigte gehad het. Die 53 vertaalde dat hulle bedroef was. Hulle was hartseer. Met vers 21 besef ons hoekom hulle so hartseer en so moedeloos is. Hulle eie mense, hulle was ook Jode gewees, hulle eie mense het die Here Jesus Christus gekruisig en hom doodgemaak. En hy het sulke kragtige en magtige dade gedoen en woorde gespreek. Hulle hoop was op hom gewees dat hy ons sou verlos. Hulle hoop was op hom gewees vir die ewe. Letterlik staan hier in vers 21 dat hy op die punt was om hulle te verlos. Maar toe sterf hy. Hy is dood. En dit nou al vir 3 dae. Hopeloos en teleurgesteld is hulle. Alles is saam met die Here Jesus Christus begrawe. Hulle hoop op lewe, hulle krag, hulle moed, alles. Teleurgesteld, hopeloos is hulle. En die buitenvoeg het sommige ook nog gekom en hulle ook nie nog kon ontstel, hulle ook sy rug op die kan kry nie. Nou is het ook nog hier mekaar en verward. Die engele sê dat hy lewe, maar niemand
sien. As hy lewe, sal hy nog sekerlik homself vertoon het aan die mense en aan die volk. Vers 24 plaas juist die klem op hom. Hom het hy nie gesien. Moederloos, stel, deur mekaar, hooploos, stap hierdie twee manne weg uit Jerusalem. Baie kan ons hiermee identifiseer vir ons eie lewens. En dan lees ons vers 25. Die eerste keer, hierdie vreemdeling vir hulle iets sê. Voorheen het hy net gevra, nou sê hy iets in vers 25. En dis vreemde hoor wat hy sê. Hierdie mense is so mismoedig en hulle is so hooploos en asof hy dit net vir hulle nog erger maak. Hy raas met hulle, dis asof hy hulle vermaan. Dis ook vreemd, want hy praat nie harde woorde met hulle omdat hulle nie die vroue geglo het nie, of die engel wat aan die vrou verskyn het, of omdat hulle nie die engel geglo het nie. Hy praat harde woorde met hulle, omdat hulle nie die skrifte geglo het nie. Sy eerste woorde is 'n uitroep. O onverstandiges, ontevredenheid is duidelik. Maar vanuit hierdie probleem, wys Jesus duidelik waar hulle probleem is. Die probleem is by hulle self. Die rede hoekom hulle so hooploos en mismoedig is, dis net by hulle self te vind. Die probleem is by onsself. Die probleem is by die Here. Ons dink waar die probleem is by die Here, maar die probleem is by onsself. O onverstandiges. Die woord wat hier gebruik word, dit dui veral op verstand. Verstandiges. Nie dat hulle dom is nie. Veel eerder dat daar ook verskilligheid by hulle is, oor die gebruik van hulle verstand. Hulle gebruik nie die verstand wat hulle het. Tweede woord wat hy gebruik is letterlik, hulle is stadig in die hart om te glo. Die woord verstadig, dit dui op 'n lusteloosheid. Dit dui op 'n slapheid. Op iemand wat nie belangstelling het. Stadig in die hart, die woord vir hart, dui hier op iemand se hele wese, maar daar word klem gelê op hulle denke, op hulle verstand. Stadig is hulle in die hart om te glo. Om te glo, dui daarop, dat hulle dit nie as die waarheid wil aanvaar nie. Ons kan amper so ver gaan om te noem dat hulle nie glo nie. Dis tragies, dis 'n tragedie. Straag in hulle hart om te glo, hulle glo nie. Wat glo hulle nie? Alles wat die profete gesê het. En hier word die klem juis geplaas op alles wat die profete gespreek het. En die Jode van daardie tyd, hulle het die Ou Testament gehad en gelees, maar hulle het steeds 'n skewe Messias verwagting gehad, want hulle het nie alles wat die profete gespreek het, hulle het nie alles geglo nie. En kommentaar het selfs genoem dat gedeeltes soos Jesaja 53 waarna die profete geprofeteer word oor die Messias se lyding, van die gedeeltes het op Israel van toepassing gemaak. En dan die gedeeltes wat het gaan oor die Messias wat verlossing gaan bring, dit het hulle geglo. Maar die Messias wat gaan ly, dit kon hulle nie glo nie. Dit was net te veel vir hulle. Hulle kon dan gaan groot en magtig wees, nie wat ly en diensknegt is. Kom die Here Jesus. En hy verkondig nie weer aan hulle dat het noodsaaklik was vir die Messias dat hy moes ly. Ook dat hy daarna verheerlik moes word. En so kom die Here Jesus, en hy begin voor by die begin van die Ou Testament en hy lê die skrif vir hulle uit. Hy wys vir hulle die dinge wat op homself van toepassing is. Het is moeilik om te verstaan, maar hy kom en hy lê vir hulle uit. Hy wys vir hulle hoe die Bybel oor hom gaan as die verlosser, en dat hy moes ly, want hy ook sal oorwin en opstaan en sy heerlikheid terug.
Dit is ons gaan ook terug na ons vraag oor vers 16. Hoekom sê die twee manne se oor verhinder om die Here Jesus te herken? Hoekom dit jy geliefde? Hoekom is hulle oor verhinder om die Here Jesus te herken? Hier in vers 25 tot 27 is die antwoord. Juis omdat Here Jesus Christus hulle wil terugvat na die woord toe. Hy kom nie daar aan die begin homself hulle bekend gemaak het, maar hy doen dit nie. Hy doen dit nie, want dit was noodsaaklik dat die woord aan hulle gebring moes word. Dit was noodsaaklik dat hulle die skrif moes leer. Sien nie geliefdes hoe groot klem word hier geplaas op die woord. Die volgende stelling is belangrik. Hulle geloof moes nie gegrond wees op die Here Jesus Christus se verskyning aan hulle nie, maar in die woord van God. Hulle geloof moes nie gegrond wees op die Here Jesus Christus se verskyning aan hulle, maar in die woord van God. Liefdes, hoe belangrik is dit nie vir ons vandag nie. Ek sal nie glo as die Here aan my verskyn. Ek het tekens nodig om 'n gelowige, om 'n Christen te word. Hoor wat mense partykeer sê. Die Here moet homself eers aan my vertoon, dan sal ek glo. As mense wat sê dat hulle wonders doen en dat ons, omdat hulle hierdie wonders doen, moet ons nou in hulle glo, en hulle woorde glo wat hulle sê. Liefdes, maar in hierdie gedeelte sien ons dat geloof nie vasstaan op wonders nie. Ons geloof word geanker op die woord. Jesus Christus self, hy het hoeveel wonders gedoen, maar daar was baie mense wat nie geglo het nie. Hy het baie wonders gedoen, maar nogtans was daar mense wat nie in hom geglo het nie. Gaan oor die woord, gaan oor die skrifte. Lukas 24 vers 25 wat ons gelees het, word ook genoem dat hulle verstand geopen is om die skrif te verstaan. Romeine 10. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Ons geloof staan op die woord van God. 1 Petrus 1 vers 23 getuig ook dat ons wedergebore word. Wat 'n groot woord, ons wedergeboorte. Dit gebeur deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Ons belydenis is vol hiervan. Sondag 7, wat ons binnekort gaan by stil staan, en onder andere Sondag 25, waar bely ons so mooi dat die Heilige Gees die geloof in my hart werk, hoe? Deur die Heilige Evangelie. Die woord. En suster, hou jy nog vas aan die woord. Belangrik is die woord van die Here nog in jou lewe. Is die woord nog vir jou so belangrik dat jy werklik nergens wil gaan sonder die woord nie? Glo ons nog die woord? Daar al by ons ook 'n lusteloosheid ingetree. Het ons ook laks geword as dit kom by ons besig wees met die Here se woord. As ons Here Jesus nou saam met ons wandel, sou dit nodig wees dat hy dieselfde woorde wat hy hierdie twee manne sê, sou dit nodig wees dat hy ook dieselfde woorde vir ons moet sê. Waar ons verstandig is, met hart en vertraag is om te glo alles wat die profete gespreek het. En suster, gebruik jy nog nie verstand as dit kom by die woord. Daarom waarin ons vandag lewe, maak ons verstand dood. Span ons nog onsself in as ons die Here se woord lees, en ons probeer ons nog om dit te verstaan. Spoei ons nog die Here se woord. Span jy nog hier in die erediens al jou kragte om die woord te hoor en te verstaan en jou lewe daarin te ondersoek, of kan jy maar nie wag dat die prediking van die woord nog nie klaar kry nie? Die wonderlike troos van dit alles is dat ons nie hiervoor enigstens op onsself moet gesteer nie.
hy sy Heilige Gees gegee in ons. Dieselfde Gees wat die woord opgeskryf is op die Gees wat in ons woon. Hoe wonderlik is dit nie? Die Gees sal ons lei om die woord te verstaan. Dat ons vashou aan die Here se woord en aan die Here woord. Nie net sommige gunsteling gedeeltes wat ons elke keer weer lees. Ons het die Here woord nodig. Ons het nodig om die woord van die Here van die begin tot die einde te lees, van die einde tot die begin te lees. Nie net gunsteling dele hier en daar, nie net psalms of psalmsversies hier en daar nie. Jy het die Here woord nodig. Ons hele lewe. Elke dag. Die hele woord, ons hele lewe. Hier word die twee man van iemand opgeroep. En die Here wys vir die belang daarvan van die woord, deur van die skrifte uit te lê. En dan kom hulle by die dorp die Engels aan en ons Here Jesus sê dat hy verder sou gaan, en meeste van die kommentare in sy preek dat hulle sê die Here Jesus Christus sou ook verder gegaan. Maar die manne, hulle drink by hom aan, hulle dwing hom as ware om saam met hulle na die huis toe te gaan. Hulle was so aangegryp deur die woord wat hy vir hulle uitgelê het. Hierdie persoon wat die woord van die Here so vir hulle oopgemaak het, hy kon net nog 'n bietjie by hulle vertoef. Hulle soek net nog 'n bietjie van hierdie woorde wat hy vir hulle gesê het. Sien jy geliefde hoe is hulle aangegryp deur die woord? Hulle het nog nie geweet dis die Here Jesus Christus wat hier by hulle is nie. Hulle wou net nog 'n bietjie meer van hierdie woord hê. Eet hulle saam met die Here Jesus die aand. Ons lees dan in vers 31 dat hulle oë oopgemaak is sodat hulle die Here Jesus herken het, maar dan sodra dit gebeur het, sodra hulle oë oopgegaan het, verdwyn die Here Jesus uit hulle binne. Dit gaan nie oor die Here Jesus wat by hulle is, maar liggaam nie. Dit gaan nie so seer oor sy verskyning aan hulle nie. Dit gaan oor die woord. Juist dit hoor ons juist so besonder in vers 32. Liewe broer en suster, hoor net hierdie wonderlike vers. Was ons harte nie brandende gewees nie, sê hulle vir mekaar. Ek oral verder waar hierdie woord aan die Here se woord gebruik word gebruik in terme van vuur. Ons sien dus hier dat hulle harte was diep aangeraak. Hoekom? Die antwoord op hierdie vraag lees ons tweeledig in vers 32. Die rede word gegee. Toe hy op die pad met ons gepraat het, lees ons in vers 32. Maar hierdie rede word ook nog dieper vir ons verder uitgewys. Het gaan nie so sê wat die feit dat die Here sê met hulle gepraat het nie. Die dieper rede word genoem, toe hy vir ons die skrif uitgelê het. Toe ons Here Jesus met hulle praat oor die woord en vir hulle wys hoe die woord oor hom gaan en sy lyding en sy opstanding en sy verheerliking, juist toe was hulle harte brandende. Nie toe hulle besef het dat dit die Here Jesus was wat hier by hulle is. Nie toe was hulle harte brandend nie. Ongrypend moes dit nie vir hulle gewees het. Hulle verwag dat die Here Jesus vir hulle die verlossing sou bring en hy lewe. En hy het saam met hulle gestap. Wow, wonderlik is dit nie. Maar nie dit in besonder het hulle harte brandend gemaak het. Hulle harte was brandend toe hy die woord vir hulle uitgelê het. Liefde, wanneer laas was jou hart brandende toe jy met die woord van die Here besig was? Kom is ons harte nie meer warm en brandend die Here se woord nie. Broer en suster, as die Here se woord vir ons nie 'n klomp wette is, en as die Here se woord nie vir ons 'n klomp moeds en moenies is, dan sal ons harte nooit brandend word vir die woord van die Here. As ons die Bybel lees, en ons lees net die hele tyd en hoor net die hele tyd dat jy moet meer doen en jy moet harder probeer en die las op ons skouers word net meer en swaarder, dan sal ons harte nooit brandend word nie. Die Bybel
die Here gaan ten diepste oor die Here van die woord. Dit is wat die Here Jesus juist doen op die pad met die Emmausgangers. Hy neem die Bybel vir hulle uit en hy wys vir hulle hoe dit oor homself gaan. Dit kan nie anders nie. Want hy is die verlosser wat beloof is, al net van Genesis 3 vers 15, die moeder beloof dit. Elke offer in die Ou Testament het gewys na hom toe, na die Here Jesus Christus toe. Die hele tabernakel en die hele tempel het gewys na hom toe. Die profete wat geprofeteer het oor hom en sy lyding en sy verheerliking, gaan oor hom. Ons verlosser die Here Jesus Christus. Die Bybel gaan oor ons Here Jesus Christus. Die Bybel gaan oor die Heilige Gees wat na die Here Jesus Christus toe wys. Die Bybel gaan oor die Here Jesus Christus wat ons by ons Vader gebring het. Ons ware vrede het. En nie veel kom is die woord van die Here nie meer vir ons lewendig. Kom is dit so koue letters op papier wat ons maar net lees wat ons moet van die Here en die dominee en die ouderling sessie. Ons moet nie die lewende verbondsgod in sy woord nie. Hierdie lewende verbondsgod het met ons verhouding begin, 'n verbond, en daai verhouding is net moontlik in die Here Jesus Christus wat kom betaal het. En die Heilige Gees wat ons ontnuut maak in die Here Jesus Christus. Wat ons Hemelse Vader spreek vir sy Heilige Gees om sy woord vir ons uit te lê, dat ons hom, hierdie drie-enige God, dat ons hom in die bladsye van ons Bybel sal ontmoet in Christus, deur die Heilige Gees. Die Here se woord ons so aangryp, soos wat dit daardie manne aangegryp het. In vers 33 lees ons hoe dit hulle aangegryp. Hulle het sommer op daardie selfde uur teruggestap deur Jerusalem toe. Was dit pikdonker? Was dit gevaarlik ook? Hulle is so aangegryp deur die skrif en dit uitgelees vir hulle en wat alles gebeur het dat hulle sommer net daar en dan terugstap deur Jerusalem toe. Hulle durf daardie 12 kilometer te voet sommer net so aan, sonder om eers te dink daaroor. In die middel van die dag. En dan moet hierdie nou gebeur. Die aangelowiges daar in Jerusalem. Aangegryp deur die woord. Is jy dan woordloos en moedeloos in jou lewe, geliefde? Ga terug na die woord. Ga terug na die woord van die lewende God, geliefde. En smeek die Here dat hy homself aan jou sal openbaar. Sy Gees, deur sy woord, dan moet ons harte verander. Amen. Kom ons antwoord, sing ons ook juist in die Psalm, wat so besonder gaan oor die woord. Die liefde, ons liefde vir die woord, Psalm 119. Waarvan gaan ons sing? Psalm 119, ons gaan van sing verse 19 en 39. 19 en 39. Yes, my dear Lord.
Hemelse Vader, en die onbeskryflike goedheid en genade het U neergebuig na ons toe. En ons kan die woord lees in ons eie taal. Dit is vir ons verstaanbaar. Dit is nie 'n vreemde taal nie. En die self ons openbaar deur die woord. U is ons so goed. Ons besef goed. Here, uit ervaring wat die woord ook net vir ons ouwe letters op papier kan lees. En dan smeek ons dat U self deur die Gees die woord vir ons sal oopmaak. Dat ons gevoed mag word, ons allerkostbaarste geloof gevoed mag word U. Ons groot eer. Mag ons hierin groei, om U meer en meer te ken, en U meer en meer te vertrou. Miskien nie so min, en daarom vertrou ons nie so min. Ons vertrou nie so min, daarom ken ons nie so min. Is ons toch genade. Sien ons nie aan ons sonde nie. Hemelse Vader, gee dat ons sal onderskei tussen bloot uiterlike vroomheid en die krag daarvan. Gee dat ons sal onderskei tussen die ware lewe en die skyn daarvan. Tussen misleiding en die waarheid. Tussen skynheiligheid en 'n egte liefde en toewyding aan U. As ons nie reg is nie, maak ons dan reg. Asseblief, Here. Ons dra hulle aan U op, die geliefde en die dood ons afstaan, die afgelope tydjie. Die beloftes in die Here Jesus Christus vir ons en vir hulle 'n ankerpunt wees. Troos, tog die Here, die Heilige Gees, met die woord. Dankie dat ons nog weet, dat die dood oorwin is. Christus opgestaan het. Hom is ons die lewe. As dit meer en meer vir ons werklikheid word te wees hier. Ons bid vir ons kinders wat eksamen skryf in die tyd, julle rustig maak, gee wat nodig is, ook so U te verheerlik. Ons bid vir ons daaglikse beroepsarbeid. Here, dat ons sal onderskei, weet wat om te doen, op watter tyd, volwasse disippels van U te wees. Ons kruis op te neem, U te volg. Daar is so baie versoekings en verleidings in die wêreld buite. Daagliks kom dit van alle kante af. Wys ons tog op U heerlikheid. Ons bid U alles. Ons vra dit, ons verlosser, ons Here Jesus Christus, ons middelaar se naam. Amen. Ons in Psalm 33, vers 5 en vers 6. Psalm 33, vers 5 en 6, en daarna stuur weer ons weg met sy wegstuur seën, dat ons op ons liefde gehad se Here. Yeah.
gemeenskap van die Heilige Gees sy julle elkeen.